Goeienaand. Ons themareeks vir ons Pinkster is Ons glo en ons kyk na die tema Ons wag op Jesus se wederkoms. Die teksgedeelte is 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 18. Ek wil graag vers 16 vir ons lees. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en trompette van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Iemand sê dat navorsing toon daarop dat lande waar daar welvaart is, leef met 'n mindere lewensverwagting op die wederkoms van Jesus. As mens gaan kyk na die vervolgde kerk, jy kyk na mense wat deur moeilike omstandighede gaan, dan is dit dat hulle leef met hierdie verwagting en die hoop dat die wederkoms van die Here dan ook gou sal wees. Vanuit die belydenis van Nicea word daar bely dat ons sê ons glo dat die Here sal kom om te kom oordeel oor die lewendes en die dooies en ook dat die koningsheerskappy van die Here geen einde het nie. Eintlik kan ons vanaand 3 goed bymekaar vat deur te sê aan die een kant is die wederkoms van die Here 'n realiteit, 'n werklikheid, dit gaan gebeur. Wanneer die wederkoms plaasvind, sal daar geoordeel word oor die lewendes en die dooies. En dan ook die bevestiging om te sê dat die Here die Almagtige is en daarom is daar geen einde aan sy koningsheerskappy nie. As jy mens gaan kyk na die wêreld waar ons staan en leef, word ons omring met oorloë. Ons beleef geweld, rassehaat in ons land. Ons beleef baie keer gebroke verhoudinge. Mense gaan deur moeilike omstandighede. En dit mag dalk wees dat mense ook in sulke moeilike tye eintlik die vraag afvra, maar hoekom talm God so? Waarom vat dit so lank voordat die wederkoms gaan plaasvind? Die Here antwoord vir ons in 2 Petrus 3 vers 9 met die volgende. Hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So wanneer ons die uitspraak maak om te sê, hoekom talm die Here, waarom kan dit nie nou gebeur nie? Is dit asof die woord vir ons wil kom sê dat die tyd van afwagting is 'n stuk genadetyd. Dis eintlik 'n tyd vir die ongelowige om tot bekering te kom en vir die gelowige om te volhard in hulle geloof. Daarom as die Here dan talm, wanneer die Here sy wederkoms uitstel, dan gaan dit oor sy genade, gaan oor sy liefde vir die mens, dit gaan daaroor dat hy wil hê dat almal tot die erkenning sal kom dat hy die Here is. Wanneer hy sal kom, is dit dat hy sal oordeel oor die lewendes en dooies. Vir baie mense is dit angswekkend, vir baie mense is dit half onseker omdat hulle wonder, maar is hulle gered? Is hulle goed genoeg vir die Here? Of gaan dit te gebeur dat hulle eendag hier voor die troon van die Here gaan verskyn en dan nie gaan kwalifiseer om in die hemel opgeneem te word nie? Natuurlik wil hierdie term vir ons eerder wys op die geregtigheid van die Here, deur te sê dat hy raak sien dit wat met ons gebeur en dat hy sal ingryp en dat hy sal omdraai dit wat verkeerd en onregverdig is ook in hierdie lewe. Ons het vanuit gisteraand gesê dat ons glo dat deur die bloed van Christus ons aan God deel het, dat ons vrygespreek is en leef uit sy vryspraak. Daarom is dit dat ons nie die oordeelsdag vrees nie, omdat ons reeds in Christus verlos is, maar is dit dat ons eintlik opgeroep sal word eerder om te vra, was ons getrou in ons roeping? Het ons die liefde van die Here uitgeleef, waar daar nie liefde was nie? Het ons opgestaan vir reg en regverdigheid in ons land, in ons dorp? Maar oor die algemeen is daardie oordeel dan eintlik oor hulle wat nie glo nie. Die laaste belydenis is natuurlik om te sê dat die Here die Almagtige is. Hy is die eer aan wie alle mag en krag gegee is in hierdie wêreld. Hy is die Almagtige. En wil ons eintlik met hierdie belydenis kom sê dat hy die vermoë het en in staat is dat almal voor hom sal buig en almal vir hom sal erken as die ewige, as die Almagtige.
En beteken uiteindelik dat alles wat ons nou ervaar is weerstand teen ons, die onreg wat rondom ons plaasvind, dat dit sal verdwyn omdat God die Almagtige is. En hy sal reg laat geskied aan die einde van ons lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook U naam mag eer, en dankie dat U die Here is wat weer gaan kom, en dankie dat ons mag weet in Christus het ons reeds aan U deel. Amen.